persoon wat hier is vandag. Die vyfvoudige bediening, wees gegroet in die naam van Jesus, elke kind, elke persoon in Jesus naam. Ek ontmoet vir apostel Plaatjies toe ek 20 jaar oud was, nog in die wêreld in, nie gehou van apostel Plaatjies op die oomblikkie, want die Here sit vir my op met 10 ure aan 'n kombi met 'n man wat net oor die Here praat. En ek het die tyd om te luister, na hier is 'n man wat oor die Here praat, en ek het die tyd om te luister na die Here nie. Vir 10 ure moet ek luister, hoe die Here my gaan gebruik. Vir 10 ure moet ek luister, hoe die Here 'n plan het vir my lewe. Vir 10 ure moet ek luister, die Christus, die opstander, die koms van die Here, en ek hou niks van nie. Ons baie skei, en die apostel los die profetiese woord by my. En 'n paar jaar van nou af, gaan ek in die saam Here dien. 2006 werk ek in die apostel saam, en prys die Here toe die Here my siel gered, deur daai profetiese woord van die Here. Ek het vandag sê, wie was die Plaatjies of apostel Plaatjies, wat jy sien is wat jy gaan kry. As hy kwaad is, as hy kwaad. As hy lief is vir jou, as hy lief vir jou. Maar alle respek gee ek vandag aan die apostel. En ek weet ek het net 3 minute, so nou het ek net 2 minute oor. Heb je die bloed afviel? Ja, nee, ek gaan regtig hou by dit. Ek net. Die ambt van 'n apostel. Ons het gehoor is iemand wat 'n diensknegt is. Gaan nie veel daar was baie daar gesê. Maar wat ek jou vanoggend wil sê vir julle vanmiddag, is dat die ambt van 'n apostel het 2 karaktereienskappe. Die apostel is soos die badserand. Ek hoor nie amen, want ons verstaan nog nie waaroor dit gaan nie. Die apostel is soos die badserand. Ja, hoor je. Amen. 1 Korintiërs 4. Want dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het. En tot die dood veroordeel. Want ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele, sowel as mense. Ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle sterk. Julle is in aansien, maar ons is in oneer. Tot op hierdie uur ly ons honger en dors, en ons is naak, en ons word geslaan, en sterwe ons rond, en soek ons deur met ons eie hande te werk, word ons uitgeskel, ons seun word ons vervolg, maar ons verdra dit. Die pad serang. Apostel Plaatjies restore the calling of apostleship in Mitchells Plain. Want as baie apostels wat wil ryk wees, as baie apostels wat 'n naam vir hulle self wil maak, as baie apostels wat 'n greenkarre wil ry, maar 'n gemeente kry swaar en is arm, as baie apostels wat op billboards wil wees en 'n naam maak vir hulle self, maar nie om die gestalte van Jesus Christus aan. Hy is God aan die vlees, maar hy maak homself van geen reputasie nie, en hy word gelijkvormig aan die vorm van 'n slawe, en hy word gelijkvormig aan dood en dood aan die kruis, en aan hom is 'n naam gegee, 'n naam bo alle name, en in die naam van Jesus, elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat hy is die Here, o die Here. Restore apostels in Mitchells Plain. Wees die pad se rand van nou. Je moet die mensen wees. Ek het nog 'n paar sekondes. Die apostel is op Wim. Okay, die jong mense verstaan nie wat Wim is nie. Kan nie van die grotere mense wat Wim ken. Die apostel is op Wim. Dis nou Andy se opa. Dit was gewoon dat Andy. Die apostel is soos Wim. Sy speer hom aan 'n lappie. En as Wim klaar is met jou, dan is jou lewe
dan sal ek terug met 'n dankbare hart. Dis hoe apostel Wim is. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand te sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af, want ek het honger gehad. Die apostel gee kos vir die mense wat honger is. Hy swam, en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad, en julle het my te dranke gegee. Ek was 'n vreemdeling, julle het my herberg gegee. Ek was naak, en julle het my geklee. Ek was siek, en julle het my besoek. In die gevangenis was ek, en julle het na my toe gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u gesien en gevoed, en dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en geherberg, of naak en geklee? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, voor sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders aan my, het julle dit aan my gedoen. Halleluja. Apostel tot sluite. David het geweet, daar's net plek vir een koning in die koninklike prosesie. Dis hoekom toe David as koning agter die ark loop, en hy het hom soos 'n slaaf gedra. En hy het hom geonkleed, en hy het sy kroon afgehaal, want hy het besef, daar's net een plek vir een koning, en dis ons koning Jesus. En diegene wat neerpraat, as die apostel hom gedra soos 'n slaaf, pas op wat met David se vrou gebeur het. Dis hoekom hy nie dinge kan groei in jou lewe nie, omdat jy neerkyk aan die diensknegt van die Here. Apostel, ek is baie lief vir u. Dis 'n klein blik van waardering van my en my gesin af. Ek het u ontmoet, dus ek het getroud nie. Ek is getroud vandag met 2 lieflike dogters. Kan julle net staan asseblief? Connie en my dogters, kan julle net staan? En mag die Here die mense sê, dis baie lief vir u. Ja, die Here is net die Here. Die man van die Here sê 10 jaar gehoor moet hom bekeer. En dan kom hy. As amper sy vasgedruk gewees het, man. Hy moet in hy kom nie klim. Om weer toe te gaan. Prys die naam van die Here. Ons apostel Greus aan Wester. Ek wil maar nog net aan loop. Amen. Ik beweeg een beetje stadig, maar dat is een beetje baie opgeknopen achter. En ik zit daar langs mijn broeder. Ja, hij is een lang man met kort woorden. En ik is een kort man met baie woorden. Amen. So ik wil vanmiddag in een taakje in die wonderlijke naam van de Here groet. Elkeen in zijn ambt. En dan groet ik vandaag mijn speciale vriend. My broer in die Here, ja, die man van die huis, ons kom baie jare, ons gaan nie praat daarvan. In my jeugjare was ons altyd, ek kom van die Macedoniese roepstem, daar wat ek sy ma en sy oma ontmoet het. En sy ankel, die evangelist John, ja, en daarvandaan het ek gegaan na die Calvary Baptist Missionary of Christ. Bishop Slingers hulle en Bishop whatever you name it. En daarna het ek gekom na die 1976. Toe beweeg ek met die 10 manne. Maranatha Pentecostal van Gracie Park. Ons apostel Solomon hulle, evangelist Sampie hulle, evangelist Rusten, Sampie hulle en whatever. Maar ek wil nie gegroet, soos ek geleer het in my jare, ons groet mekaar met 'n skrif. Sy kan nie opkom, as hy nie 'n skrif het nie. Ja, nee, ek kan nie op Bybel lees. Ek kan nie vandag die skrif daarom quoteer nie, dis in my jare nie. Maar jy sien mos vandag, ek lyk soos die huis
Wat kom ek? Want ek het 'n spesiale taai aan vir 'n spesiale man. Vandag is sy birthday. Hy verjaar 'n week vir my. Ons ja. Prys sy wonderlike naam. Ek verjaar Palm Sunday. Prys sy wonderlike naam. Nou, my pastoor, alles my vriend. Ek kom soos ek lyk soos die huis en hier so is. Job 23, vers 10. As die Here my toets, sal ek soos goud tevoorskyn. En dit is wat U is. Het gaan nie oor my nie, het gaan oor U. Want die Here ken jou wandel. Jou voet. Ja. Jy vas aan sy voetstappe gehou. Jy van die weg af nie gewyk nie. Jaar het ek gesê, ek dink die skrif daar nog in Jesaja 30 daar langs. Jy sal 'n stem hoor wat agter jou ore fluister. Kyk links of kyk regs. Maar die stem sal sê, volg my. En dit is wat ek my apostel vir sy verjaarsdag. Veel geluk, my dierbare vriend. Hy is nog ver van 100 jaar oud af, die Here seën. En dan, die dag toe die apostel vir my die invite stuur, toe sê ek nee, ek kom. Want van sy verjaarsdag, ek het nie gebied, ek klim vandag hier so op net die nacht. Amen. Want ek wil nog 3 minute wees. Ek wil net kom doen wat ek moet doen. Die apostel het vir my gesê, ek moet kom en sy vrou in Cadiz. Nou, die waar is, ek wil vir hom en sy vrou in Cadiz. Prys sy wonderlike naam. En sy nuwe bediening wat ek oorgaan. Prys sy wonderlike naam. As ek eers so maak, dan is dit meer as hy minute, ne? Ja, die minute loop. Ek ja, prys sy wonderlike naam. Ek is nou met U. Gee net vir my so 'n kans. Prys sy wonderlike naam. Nou die dienaars. Soos ek sê ek is baie lief vir hy lied wat sê is consecrate me now to thy service, Lord. Consecrate me now to thy service, Lord. Ek wil gewoon net graag nou net, laat ek het gewoon net kry die waar is, nee? Amen. Prys sy wonderlike naam. Ek wil dit graag doen, because ek het dit mooi ineengesit. Ene man, kom ons sou gewoon net een koortjie, prys sy wonderlike naam. Net so oor 1 minuut man, prys sy wonderlike naam. Yeah.
aan die apostel en sy vrou. So spreek die Here. My seun en my dogter, ek het julle geroep, nie deur mense nie, maar deur my gees. Nog voor die fondasie van die aarde gelê is, het ek julle geken en afgesonder vir hierdie tyd. Ja. Soos ek Jeremia geroep het uit die moederskoot, so het ek julle gevorm met doel en bestemming. Moenie kyk na die grootte van die taak nie, want ek, die Here julle God, is met julle. Ek is julle krag, julle vesting en julle bron. Gee die Here so 'n prys. Aan jou, my apostel, ek gee vir jou die sleutels om te bou en te vestig. Jy sal plant waar ander nie geplant het nie. En jy sal vestig wat ek deur jou hande begin. Ek gee vir jou wysheid, strategie en geestelike gesag om my kerk op 'n vaste fundament te bou. Nou, jy moet mooi luister die merkpunte, want ek gaan nie praat oor die fundamente nie, maar dit is wat so spreek die Here. Die fundamente, daar is 7 aantrekkings aangaande die fundamente. En ek glo stellig dat dit moet u uitleef vir die Here. En dan wil ek aan, soos die Here, aan jou vrou, die vrou van God, is ons Suster Julie, ons ken mekaar baie jare, halleluja, voordat hulle nog getrouwd was, ons ken mekaar, halleluja. Ik ken voor Suster Julie zijn opa en zijn pa en zijn ma ook. Ons leraar Pienaar, prijs zijn wonderlijke naam. Aan jouw vrouw, apostel, vrouw van God. Jullie is niet net een ondersteuner nie. Jullie is een mededrager van die salwing. Gee die Here so 'n prys, man. Sy is 'n mededrager van die salwing. So sê die Here, ek het jou geroep om langs aan hom te staan met krag en genade. Daar is 'n unieke vloei van wysheid, onderskeiding en genesing in jou hand, sê die Here vanmiddag. Jy sal bou en bevestig. En so is julle 'n apostoliese span, saamgevoeg. Nie die mense nie, maar die God. So die mense sal julle nie kan skei van die span wat nie vanmiddag word nie. Soos Moses en Aaron saamgekom het, sê die Here, so sal julle eenheid functioneer. Die een sal spreek en die ander een sal bevestig. En my heerlikheid sal tussen julle rus, sê die Here. Daar kom 'n tyd van uitbreiding. Grense sal verskei word. Gebiede sal oopgaan en nasies sal geraak word deur julle gehoorsaamheid, sê die Here. Moenie vrees nie.
Want ek gaan voor julle uit. Prys sy wonderlike naam. Elke berg sal gelyk gemaak word. Elke deur wat ek oopmaak, sal niemand sluit nie. In tye van moegheid sal my genade julle dra. In tye van onsekerheid sal my stem julle lei. En in tye van oorwinning sal julle onthou, dit is ek die Here wat dit gedoen het. Wie is getrou, sê die Here. Wie is gehoorsaam? Wees vas in my woord. Dit word vanmiddag verklaar. Julle sal bou, julle sal vestig en julle sal voorbring dit waarvoor ek julle gestuur het in die apostoliese bediening. Mag die Here vir julle vandag seën my apostel en sy vrou, kry sy wonderlike naam. Ons vergiet nie sy vrou nie. Sy sal nie agterstaan nie. Sy sal langs ons staan. Kry sy wonderlike naam. Amen. Pastor Franklin. Ek het dit op. Alles op die vloer op die lus. Veel sal het my vriend. Veel sal het my vriend. Ek is hier as iemand. Hier is hulle First Lady. God bless you. Praise the Lord. Ek moet baie gauw. Ek kan nie groet die apostels, die manne van die Here. Ek groet julle naam van die Here. Groet kan 5 minute vat. En hy kan op die einde van die dag 'n probleem is wat ek wil sê. Ek wil praat van 'n baie dankie Pastor Benny vir die geleentheid wat jy my gee. Ek vertrou ek sal 5 minute wees. Glo my. So, is iemand op WhatsApp? Ek kom met 'n wysie 5 minute, so was fine. Praise the Lord. You know, ek dink baie, ek lees baie oor die salwing in die anointing manne. En ek lees baie hierdie, you know, hoe die Here. En ek sal nogal, as ek nou nog ongered moet gewees het, dan sal ek nogal disappointed gewees het in die kerk. Because toe ek vir my bekeer het, daar was so 'n groot salwing op hierdie veld tog. Daar was 'n salwing wat elke Here in my lewe gebreek het. Daar was 'n salwing wat alles gebreek het, die laaste dinge. Ek moet die sigarette vir die klerke opsien op 'n maandagoggend. Elke oggend is my job om hulle sigarette op te steek en hulle te. So ek moet na elke se toonbank toe gaan. You see, maar die maandag, ek sê ek vat nog hy kansen en ek wil hom opsteek. Maar ek verstaan mos nog nie die Heilige Gees. En die stem sê vir my, jy het nie gestaan verkeerde nie. Here Jesus is die eerste tennisser. Ek is die eerste, en ons is ook moslims in die tennissers. Maar tot die Here gekom, ek glo die salwing van die Here. Luister, ek sê vir ons, Pastor Benny, I want to encourage you not for now, but for the future. I believe in the anointing of the Holy Ghost. It breaks jou sin. Kan ek vir iets vir 'n wanneer laas het hier gehoor, iemand wat doof is, word genees in die diens. Wanneer laas het jy gehoor, gesien, iemand so oor gemaak binne die diens. Wanneer laas het jy gesien, 'n krippel loop. Wanneer laas het jy gesien, 'n domme praat. Ek, dis die salwing, man. Dis die salwing wat ek van praat. Die salwing van Elia, die salwing van Elisa, die salwing van Jesus, die salwing van die apostels, die salwing toe die kerk gebore word, toe die Heilige Gees kom te word. 3000 mense. You know what? God se Gees slaan my dom vir wie ek kon nie praat. I couldn't speak. Ek kon nie praat nie. So vat die krag van God vir my. Ek sê wie van die laaste die te sien, ouma en dan kom geween na die Here toe. Snot en trane geween op die altaar lê. En sê vandag wil ek my hart vir die Here gee. Hulle kom se maar so lag uit en op lag terug en môre sal hulle weer terug. Maar ek wat hulle salwing wat die ou lewe weer nie kan maak. So ja, 2 minute oor. Let me just encourage you, Apostle Benny. I want to encourage you with these words. I want to encourage you. There are 4 ways how you can receive the healing anointing.
So it's the only reason why the people follow Jesus, because he had a healing anointing. The only reason why Elisha followed Elijah is because he was a man of miracles. En hy was 'n profeet, hy was 'n principaal van 3 profetiese skole. This was a prophet of great schools. Hallelujah, Jericho, Gilgal. He was in every town he came. He was a prophet, but Elisha never stopped following Elijah because of the anointing. People will follow you because of your anointing. Ek wil aan die krag van die Here weer plek afvat in die Pinksterkerk. Ek wil aan die krag van die Here dat mense met opbring en hulle reis toe weer terugkom aan die huis van die Here. Ek is moe van die flow en ellendige godsdienst wat net te geraas is, maar daar is die vruchten. Listen here, I've got a tent, a 500-seater tent, and I'm waiting for funds to come in to run with the tent in the West Coast and wherever. But listen, I said, Lord, if I'm not ready, as al die miracles is nie, as mense nie kan gered word nie, as mense nie kan verlos word nie, dan bly ek maar in die Wesley. Kom ons vir die Here prys. I'm for the anointing to flow it out. Ons is moe van manne wat moet windhoog as hulle loop. Ons is moe van manne wat moet swarthoog as hulle loop. Ons is moe van manne wat op die wat in die sit, wat hulle sit. But God appointed us to a ministry, and I pray that over your life. You people will come to you. Listen, let me tell you. Always. Verlede week in Sondag, toe preek ons al helemaal net oor die bloed en die kruis van Jesus. Helemaal alles, weer volgende. Ons is nie excited as het gaat op die Easter nie. Van ons is ingeënt met die bloed van Jesus. Maar hy sê, ek daar kom een swart vrou. Jammer dat ek nie sê swart vrou, ek is een rosa vrou. Sy kom in die dienst gestap, ek is herhaal met my message, ek sien hoe kom sy in. En sy sit daar. En ons preek oor die kruis. Maar hy sê vir wat ek klaar gepreek het. Toe kom die vrou. Heilig weer smult en trane. Staan sy voor my en sê vir, the Lord will wipe away your tears. Dat verlossing weer gekom, dat deurbraak weer gekom, en dat genesing gekom. Right, this is it. I must get down there. The 4 ways how you can receive the healing anointing. Pastors, apostles, bishops, take this. Take this. Take this. Sickness and diseases is one of the greatest problems of mankind. Who can heal the sick? Hier's baie mense wat hier sit wat siek is. Jou bloeddruk is tot op 160, 170. Jou suiker level, niemand weet. Ek sê jou suiker level is hoog. Maar jy sit aan 'n Pinksterkerk. It's time that you claim your healing in the name of Jesus. In the name of Jesus, you can receive the healing anointing through the laying of hands. And we know that you can receive the healing anointing of the laying of hands. Handen lê. Gloei nog aan handen lê. Ek kan nie uitbreek, because time is not going to allow me. You can receive the healing anointing through anointing oil. Hallelujah. Het ons sien, weer vanoggend my vrou dit gedoen in die kerkie. The healing anointing. So oulik oproes kom, anointing mense. En as 'n diens, elke diens in ons kerk bid ons vir ons pastore. Want as jy nie weet, laat ek vir jy sê, hulle sê die next 5 jaar sal daar 50% kerke toemaak. Hulle sê die next 10 jaar sal daar 80% kerke toemaak in Amerika. They close down. They close down because it's a lack of the anointing. When the anointing comes over your life, dan sê jy nog op 67 sê, seën my in as 'n apostel. The healing of oil. What I love the scripture, Bishop Robbie, about the touching of the garment. Jy het nie geweet van daardie vrou die garment van Jesus aangeraak het. Dit was maar die begin. Maar na as jy toe hulle gaan, tot mense geglo. Jesus hoef nie vir ons te bid nie. Jesus hoef nie vir ons te woord te spreek nie. Jesus, ek kan net sy garment raak. Mense sal begin nou net touch the hem of his garment. I speak about a high anointing. Hallelujah. And the disciples, as they walk on the Bible say, and as net hulle
Let me encourage you, my last point. The spoken word. Oh, Here, the spoken word. Ek sê Jesus het the nobleman. While Jesus was busy, what happened? What happened? He just spoke a word over the man's life. He said, listen, jy kan ons genees. En daar gaan hy lees. Hulle sê, why are you still? Waarom bepester jy met die meeste jou kinders gesond? Hy het opgestaan. Ek praat, kyk die God help my, ek gaan nie dood wees siekte in die naam van die Here. Ek glo in die bloed van Jesus. Ek glo in die krag van die Heilige Gees. Ek glo Jesus breek nie sonde van die, maar Jesus breek siekte en Jesus breek dit. The spoken word. You know when Naaman came to Elijah, when he approached Elijah about his sickness, a deadly disease, is like AIDS. Did you know that he never approached Naaman? Hy het in Naaman toegekom en gesê, nog een ding is een hooggestelde man. Die profeet gaan ook kom en die profeet gaan ook woord spreek. Nou! Hier is, ek gaan vast op 7 maal. Oh, Here, ons kan ook woord spreek, as het waar, die waar is. We must take authority because there's a great anointing in the house. There's a great anointing over our apostles. There's a great anointing over our men of God. Will you preach the gospel? Listen here. If you preach the gospel in things, if you preach the gospel in openness, and you don't know what it is to raise people out of the dead and the sicknesses, don't go and preach. Nie gaan preek nie. You're wasting your time. Ek sê, Here, daar is my vrou aan the outreach. She prayed for a very, very, very rich man. En ek is so kwaad vir haar, she never approached that man again. He said, jy moet nie approach him on phone. She said, no, the Lord got all the glory. Amen. God's me. Today I'm so thankful for the man of God, Apostle Vinny. And I want to encourage every leader here. It's in your bones. It's in your bones. Take the authority. In the name of Jesus. I say take the authority. In the name of Jesus. Ek sê vir jy, ek het 'n paar gepreek in die vlek, toe sê ek vir die moslimmense. Hulle wat sê, maar toe sê ek nie, ek gaan vir julle nou iets sê, hoe ek afsluit, die sê ek wel. Bediening, bring jy na gesiekte. Bring jy na bring hulle af in die vlees, bring hulle hier. En as die Here nie ingesond maak nie, dan lewe my God nie. My pa gee ooit, as die Here gaat bring, dan gaan die Here die ingesond maak. We must preach healing, man. We must preach. Ons moet door binnen preek. We must preach the gospel with power. Hallelujah. I firmly believe, man. We will have followers in the kingdom. Ek glo as ek denk aan opzetten van water, as ek denk aan opzetten van reisop en een kramer, ek glo die Here gaan iets doen, wat allemaal sy woorde laat uit, in die naam van Jesus, kom ons vir die Here. Halleluja. Dat is maar die ware. Stefan, hier is 'n geleentheid. Altijd geloviges. Ik is vanochtend vanmiddag blij voor uitnodiging zelfs van Pastor Benny. Ik denk hij doet dat dus ik had tegen mij nooit. Ik is een pastoor, ik was ook niet zo diep. Daarom zeg ik altijd van basis zo voor moet komen zitten. Ik heb van mij en mijn broer geroepen. Ik denk dat is ook heel mijn pa te vertegenwoordigen. En ik kom proberen zijn paardje het gekregen. Ja, gekregen. Toen ik kom zingen, het was als een band. En hij was onze voorzanger. Nou daar heb ik voor hem geleerd kennen. En altijd wat ik kom ken, zien ook een man op zoals ik het vandaag hier zie. Een man van orde, een man, hij is deftig, hij is altijd praat van hemzelf, zal ik het ook zo zeggen. Want toen ik stop, wat bij je heeft genoeg, ze komt bij plek als ik eerst vertekens aan, nou weet ik niet hoe het moet komen, omdat ik voor zo'n gelaat is of hoe moet dat komen. Ik had ook mooi dat 5 pas, ik pas, maar dat was toen ik gestopt. Toen was ik nog te horen, die mensen zijn bezig. Okay, so dat is ook iets wat van mij verstaan wat tijd betreft. En wat ik ook nog heb gehoord, die kort van ons godsmannen, ons hoort baie van ons apostels, pastoren en dan ook mensen het respect voor die
titels wat ons dra nie. Is vir die manier ons gedraai buitekant. Die mense daarom hulle noem my pastoor, ek wil dit hê, ek wil dit genoem wees nie, net vir wat die buitekant aangaan. En dit is miskien 'n waarskuwing vir ons almal hier in die sirkel wat ek vandag sit, dat ons dit sal uitleef. So wat die Here op ons gelê het, en vandag weer eens soos ons op Pastor Benny Plaatjes as 'n apostel gaan wees, dat ons daai sal uitleef, want as baie mense verlore gaan hier buite ter wille van ons lewens, want mense gaan mos nie kerk meer nie. Kerk is leeg. Hulle lees ook nie meer die Bybel nie. Hulle lees vir ons, en wat ons sê, is amper wat jy 'n klip in die water gooi, hy gee maar sulke golwe aan. Nou ek het altyd, dit sê ek altyd, ek weet nie wie na my opkyk nie, ek weet nie wie na u opkyk nie, die geringste foutjie wat u maak, ek weet nie hoeveel mense u jou te stuur, terwille van die een optrede van u, wat u dink, dat niemand weet daarvan nie. Nou ons het sy pijt het ek door sing, het vir 5 jaar dink ek, verstaan ek, 7 jaar, verstaan ek, gospelband, gesing. Daarom dat het 'n lekker gevoel, ek is hier, ek is 'n Baptist. Ek het al my vrou gesê, lus vir 'n slag om weer 'n Pinksterkerk te gaan. Maar ons sal nog weet dat in Stapie Kerk amper op basis nie. En nou het ons vanmiddag hier kom, het is het net so. Die gesit, die koor is amper so galop van perde. Hy galop, jy kan nie stilstaan, want jy kan nie beweeg nie. My voete sal net so gaan iets weer. Maar het was geseën geweest om dit te kan sê. Maar ja, ek het omgekry, as 'n voorsinger van Staanlid, daar het ons 'n paadjie weer gekry, want hy was hy evangelis. En ons het nog altyd dat hy met ons kontak gehou. En nou het hy besigheid begin, en hy was toe besig met die kerk, en nou die Here hom geroep as 'n apostel. Nou apostel is ons maar net 'n herder mos in elk geval. En ek dink u gaan nou as 'n apostel, maar u nog steeds daai herderskap, daai liefde, daai sagtheid moet u kan bly hou as 'n herder. Want 'n herder omverm om sy skape en so om almal op gelukkig te kan hou. So ja, ek is net bly dat ek kon deel uitmaak van dit. Ek hoor ook maar vanoggend dat ons die verjaarsdag, so ek hoop en vertrou self dat u 'n goeie dag selfs het, en ek neem aan dit is so. Al wat ek vir u wil los is die Psalm, bekende Psalm 23 wat sê dat net goedheid en guns u sal volg. Maar jy weet, ek het ook al leer in lewe dat ons het vandag sit met baie probleme, baie goedjies dat ons spyt voor is. Maar dit is mos van besluite wat ons in die verlede gedoen het. So vandag wat u besluit hoe u tyd vorentoe gaan wees, 5 jaar, 10 jaar van nou af, dis 'n besluit wat u vandag gaan maak. Dit wil vir my sê dat apostel Benny Plaatjes het op 'n dag 'n besluit gemaak. En vandag as hy sit en van terugdink, dan kan hy die Here dankie sê vir wat hy 'n sekere tyd in die verlede gebesluit het, wat hom vandag hier laat sit. Waar hy sou ingeseën word as 'n apostel. En met ander getuies wat hy uit te gaan vandag, is mos maar net goed. En dit doen ons mos gewoonlik vir ons dat die begrafnisbedryf is. Doen ons mos baie mooi die dag as die kussie voor staan. Dan hoor ons al die goede vandag uit te gaan. Maar is dit ongelukkig te laat, want hy homself kan dit nie hoor nie. Ons praat was met die mense wat agtergebly het. So weer eens Psalm 23, waar wat die Here sê, net goedheid en guns sal u volg. U hoef dit nie na te jaag nie, want hy agtervolg u. En dis wat hy al die tyd doen tot vandag toe. En dis waarom u vandag kan staan, waar u vandag staan. En ek wens u met alle voorspoed toe, vir die toekoms toe met die gemeente. Heer seën. Amen. Evangelist John Williams. Man of God, John Williams Evangelist. He's evangelist. He's evangelist. Thank you. Sorry. I will not look back from He told me to fall. Yes, there were so many others that he could have chosen to follow him. Thank you. Thank you, man of God. Hallelujah. Dat alle van tijd wil ek hierdie net tot sover sê. Gehoorsaam that there were so many others that he could have chosen. Man of God, I met you just now the other day.
I am not the kind of man that would ever forget when I meet someone. And when you meet someone special, an esteemed man of God, chosen and anointed, then I give God praise for what He has done. Many happy returns on this beautiful day. Oh, we will never forget it. Ons sal altyd onthou. 22 Maart is geëtst in ons hart. Mag die Here jare en jare meer vir u seën en gebruik, sowel as u lieflike dag. God bless you. Amen. I got to go and sit now. Oh, you clapping your hands, must I go? Voordat ek gebestraf word. Dat ek die manne van God groet, vrouens van die Here, die musikante, in die wonderlijke naam van Jesus. My hoof, Evangelist Quentin, my friend Bishop Smith, and his beautiful wife, glory be to God. Evangelist Brandon, the 4 points. Dit is geneem en gebewaar. Prys die Here. Ek het gehoor die apostel toe my opstaan toe sê, daar is 'n lang man daar wat min praat. En hy's 'n kort man wat baie praat. Maar ek gaan gehoorsaam wees net gou. En wat u net los, maar ek wil so die dokters wat hier so uitgebreek het in 'n koordans. Ek aanskou julle so en ek sien waarlik waar julle soos Miriam toe hulle deur die Skeltsee gegaan het. Daar word min van haar gepraat. Maar sy het 'n tamboerijn in haar hand geneem. Uitgebreek in 'n koordans. En die mense word winning. Ons is uiteindelik vry van die Egiptenaar. Glory be to God. Ek het helemaal niet, nee. Weer die prediker wag. Die zitplek is warm. Hy sê, Here, wanneer gee hulle op? Glory be to God. Verskoon my, Jesaja 7 wat ek met u los. Vers 8. Hy sê terwyl hy in die teenwoordigheid van God kom, die seerofs is daar. Hulle roep en heilig, heilig. Jesaja het nog nie kennis gemaak met God. Daardie oomblik erken hy eers in homself. Hy sê, Heer my, ek is 'n onreine man. Met onreine lippe. Want ek in my innerlijke mens kyk en kyk wie ek bedrieg. Want ek kan God nie bedrieg nie. My titel maak my nie wat ek is nie. As dit so is, dan gaan ons na die drukkers toe, die printers, en gaan sê, ek is apostel John Williams, geef vir my 'n sertifikaat. But the ministry don't work like this. It works on holiness. Hallelujah. Yes, man. Dit gaan nie oor selfaanstelling nie. Want die man van God wat hier sit, is 'n voorbeeld van deursettingsvermoë. Amen. Glory be to God. En hierdie 30 sekondes gaan ek sit. Nadat hy aangeraak is. Wow. En gesê
weg en wees nou versoen. Toe raak hierdie roeping, wat daar geroep en gevra word, van wie sal ons stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe staan Ben Owie op. Benjamin Plaats. Toe staan hy op en hy sê, hier is ek, stuur my. Lord, I'm available. U weet hierdie roeping as 'n goddelike roeping. Dit is 'n heilige roeping. Dit is 'n onweerhoudelijke roeping. Hey! Glory be to God. By hierdie roeping staan dit om gedurig deur God te vertrou. I might fail him. I might disappoint him. Maar sy roeping is vastgemaak. Glory be to God. Hy staan daar in onbeweeglik. Glory be to God. Hy is standvastig. Maar hy is doelgerig. Mag dit 'n les weer vir my. Ons wat bywoon. Maar dit gaan voor ons afgespeel word. En dat die man is wat jy onder die bos uitgekom en agteruit geskop is. Iemand wat deur God geroep is. Sal vir almal duidelik wees. Ek staan terug. So many others. Deur die genade van die Here. En ek vra julle as die manne en die vroue van God moet my tog nie ondermyn nie. Dit gaan nie tot in voordeel wees nie. Maar ek het my nie self gekies nie. Halleluja! Wie sit so in die? Ja. As iedereen, al die pad van goud heeft. Halleluja. Wat een keer is dat? Geef me die opkomst. Jethro, never zoek af aan Moses. Hij zei voor Moses, die ding wat je doet is niet recht. Jij zal achteruit gaan. Daarom raai ik je aan. Kies voor jou bekwame mannen. Godvrezende mannen, Moses. Hey. Kom eens zing die woorden. Blijkies. Kies voor jou bekwame mannen. Bekwame mannen. Godvrezende mannen. Help me nog. Moses. Oh ja, Moses. Godvrezende mannen. Never zoek af aan Moses. Hij zei voor Moses, die ding wat je doet is niet recht. Ik zal ingevlucht worden. Ik zal achteruit gaan. Waarom rij ik je aan? Dit is voor jou. Hey, op Moses. Dit is voor jou. Halleluja. 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 Die Here is wonderbaar. Apostel, my boodskap aan u is
Ek wil dit sê, die ding wat die kerk opbreek is skinder. Die derde sê, laat ek groet. Ek groet Apostel Haas, ek en Apostel Plaatjie se voormalige leiers. Ons is bevoorreg om die vandag hier, nee, ons praat van ons, ja, dan groet ek elke man van die Here. Ek ken nie moontlik nie by naam nie, ek ken nie by van nie, maar ek is daar van Johannesburg, en die Here het dit gemandaat, dat ek hier is. Ek sou dit nie gemaak het nie, is dit reg, juffrou? Maar dis die ding wat ek by u wil los, especially tussen die manne van die Here. Daar's 'n ding wat gebeur tussen die manne van die Here. En dit is onvergifnis. Ja, kan ek 'n bietjie raak aan daai apostel? 2023 kom ek kamp toe. Ek sit daar in my kinders se plekkie daar in Geselstraat. En ek hoor die stem van die Here sê vir my, release and be at peace. En dis 'n ding wat baie moeilik is in ons as die kinders van die Here se lewens. Release and be at peace. Dit sou nie vandag moontlik gewees het vir Sinclair om hier te wees, en ewen die verhouding wat ek en Apostel, ek sê, hoor my vandag, Pastor Julie Plaatjies vandag het met die kinders. Het sou nie moontlik gewees het if I did not obey the voice of God. In 2023, God said to me, Melda, praat ek die waarheid? Praat ek die waarheid? And God said to me, ek vra vir Melda, gee my jou pa se nommer. Ek het mos niks verkeerd gedoen nie. Maar daar was 'n derde stem in die akker. And God said to me, ask that man for forgiveness. Is dit so, apostel? Melda, is dit so? Dis confirmation. Daarom refer ek bly. And the power of forgiveness. Let me tell you what the power of forgiveness. Iets van ons wat hier sit in die huis van die Here. Ons kan nie vergewe nie, maar ons verwag die blessing van die Here. I am blessed today through you, sir, through you, man, because of the power of your forgiving heart. Vergifnis. Maar ek wil my boodskap gee, ek wil nou nie ongehoorsaam is. Today we honor and celebrate a true apostolic voice. I can witness that you've got the apostolic voice. I've walked the path with you, even though at the time we were divided. But God brought unity through us, and therefore we are here. Today we honor and celebrate the true apostolic voice, Apostle Benjamin Plaatjies. Grace and peace be multiplied to you on your birthday. Your life reflects divine sending, kingdom order. You're a man of order, and that is what I respect about you. And a mental that builds alignment, that builds align and releases destiny. Apostle, this is not just another year. It is a prophetic season of expansion. The Lord is increasing your influence, enlarging your territory, and raising sons and daughters to carry your grace with fire and accuracy. What you have built in prayer, juffrou,
will manifest in power. What was delayed will accelerate. What was hidden will be revealed. We honor you, we celebrate you, and we thank God for your life. We wish you a happy birthday. Shalom. Shalom. It is important also for me to correct. This is not an ordination. This is consecration. Apostle Benjamin was ordained. You were ordained twice, I think. So now it is just befitting to say consecrating the young too and say as apostle. And we just pray the blessing of the Father. Ek het nog 2 minuten. But this is what I want to say. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Peace within your presence. I speak Jesus. For your name, Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. now let's do this part. Shout Jesus from the mountain and Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Shout Jesus. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn Dan gaan we Here te prys nie. Maar ongelukkigheid. Ongelukkigheid. Ek dink julle wil jare so goed behoed.
Die man van God se broer. Kom mee, bro. Je mag alles hebben. That's the name, marvelous. En daarmee groet ik en naar die geziende naam Jezus Christus. Ik kan je niet groeten aan de naam meer. Dat is die naam wat mij diep uit die moederheid kon halen. Groet dus apostel ook. En naar die geziende naam. Een man dat ik ook bij kon leren. Lees zijn naam. Groet die gezag. In Jesus' naam. Aan die Here vanmiddag. Vir een iets as wat in my kom uithaal het. Skou die put in die holte. Wat ek jou uitgekap het. Aan die Here vanmiddag. Om saam met my oudste broer bly te wees. Nou die Bijbel sê, be glad with those who are glad. Ik kan Engels praten. Wees blij met hulle wat blij is. En ween met hulle wat ween. Maar ons het hier gekom om te ween. En voor dit hoor ek nog, dit is sy birthday vandag. Hier neem hulle kom, bemoedig is to be strong, damn stronger. Stay on the King's Highway. Is the main fact that bly op die koningsweg. Dan die Here man die Here ook diep en ver kom uithaal het. Dan die Here vir nog 'n jaar Here om by je gevoeg het. I want to encourage you to be like a Daniel. You know why about Daniel? Daar kan geen fout gevind geword het op die man se godsdienst. Hulle het foute gesoek met, maar hulle kan niks vind. Soos hulle foute soek op evangelis Abel pleitjies. Kan daar nie foute gevind geword het op Daniel. Dit is waarom ek kom wil bemoedig om sterk te wees. I haven't got silver, I haven't got gold. Ek is arm in die vlees, maar ryk in die gees. Amen. Hy moet jou nie na hoë dinge streef. Voeg julle by die ledere. En ek sê julle verhoog. That's on the right side. Vrou wat saam met die staan, she must be stronger and stronger. Vrou wat die Here ook dien, sy moet geprys word. Here seën die denke vandag. Als bloed van die bloed, en been van die been, en seëning van die seëning, kom in een lichaam uit. Onze pastor Christina aan die pad van Stanford. Het is nu een van onze andere leiers dierbaar is. Kom maar van ver af voor die bergen. Halleluja. Amen. Prijs de naam van de Heer. Ik zal een paar opleiden van de zonder en ik als Die eeuwigheid, die
die Here. U weet, prys die naam van die Here. U weet ons ontmoeting, prys die naam van die Here. Met apostel Benjamin, prys die naam van die Here, was 1995, prys die naam van die Here. U weet hoe kom ek, prys die naam van die Here werklik en aanraking met die geestelikheid van ons apostel Benjamin plaatjes, prys die naam van die Here. U weet, prys die naam van die Here. En ek staan nou vandag, prys die naam van die Here. En sy prys die naam van die Here. U weet, halleluja, baie het gekom en baie het gegaan, prys die naam van die Here. Maar ek het die Here die vraag gevra, Here, waarheen sal ek gaan as ek hier moet omdraai? Ek sê, Here, jy het my so diep in die modder slyk kom uit daar. Here, ek wil hier die aanneem. Here, jy het my genees. Prys die naam van die Here terwyl ek op die rand van die dood gestaan het. Ek het geweier om dokters te pas, maar toe ek my knie kom buig voor die Here en in my tong belei, toe raak die Here my aan. Prys die naam van die Here. Ek weet terwyl ek by daardie kliniek deur stap, toe sê daar die verpleegster vir my, mevrou Dunstan, jy sal net op die draai gaan, dan sal jy 'n strook kry en jy sal dit nie maak nie. En ek kyk af so weer, look aan die oor, prys die naam van die Here. En ek sê, die God wat ek dien, hy sal my nie laat sterwe nie. Hy sal my genees, prys die naam van die Here. En ek vat die pille vir 3 maande en ek gooi het terug. Prys die naam van die Here. En ek staan vandag nog sonder medikasie, want die Here het my gesond gemaak. Prys die naam van die Here. Ek weet, prys die koning, dis 33 jaar wat die Here my gesond gemaak het. Prys die naam van die Here. En ek wil vanmiddag, prys die naam van die Here, my pa so bemoedig, prys die naam van die Here, saam met sy vrou, prys die naam van die Here. Jy weet, die Here is goed, prys die naam van die Here. Jy weet, halleluja, sonder die Here kan ek niks doen nie. Alles is te vergeefs. En ek wil vanmiddag sê, prys die naam van die Here. Ek dank u vir u se insitting om uit te ry naar die kant van stem, dat ek waardeer alles, prys die naam van die Here. Al lyk dit nie so nie, prys die naam van die Here, maar die Here het vir u 'n liefde in my hart kom gee, vreeslikheid, prys die naam van die Here. En ek vertrou dat die Here vir u nog meer jare sal uitspaar en dat die Here u seën saam met juffrou, prys die naam van die Here. Juffrou. Amen, prys die Here. Halleluja! Kan die kerk die Here lekker prys nie? Kan die kerk die Here lekker prys nie? Ek sê, kan die kerk op die plek wat hulle soek gaan? En die Here, Here, die Here! En wat nog omhoog! Halleluja! Glory! Woo! My God! Yes, 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 yes! My Jesus! Halleluja! Die man van die Here het gesê, julle moet daar 'n tyd vat. Julle moet julle hande lê op die blindes. Julle moet aan die reisstoel vat. En hulle moet opstaan. Halleluja! Het 'n tyd geword. Dat die gelowiges die bloed gewas het. Sal daar 'n tyd moet vat. Halleluja! Dat maar my gesê het, pas 'n vriend. As ek so verby die reis sien, mas ek jinde. Die man het verby die reis so geloop, maar staan hulle op, maar wat van my? Ek ondervra myself, pastor, wat van my, ek op hier dien dan nie? Amen, want ek die Here gesê het, hy sê, en vir julle, en vir die maag, Here, om op hande, Here, om die, niks gebeur nie. Het waar wat die sê, man van die Here. Ons is die koningse kinders. En hy het ons mag gegee. Sister Florence
Suster Florence, as Suster Florence geloop het, dan is sy seker weg. As hy nie kom nie, as hy weg, ek gaan dat skraap. My broer Bradley as hy is so. My broer Bradley, hy het ook geloop. Oh, nie, ek kom nie daar. My vader naam kom op te staan. Halleluja. Ek groet elkeen in die naam van die Here. Wat 'n voorreg dit is om hier te wees met almal van julle. Toe ek net in stap ben, toe het ek so 'n gevoel dat ek gaan opgeroep word. En die Here het my so feeste gegee. Ek wil net sê, elke persoon wat ek voel van die sprekers wat gepraat het, die man is gesleep in die woord. Die man is warm, wat meer moet ek nog sê? Maar ek glo in die Here. En die Here sal my 'n woord gee. Gaan saam met my na Joshua verses 3. I will give you every place where you set your foot. As I have promised Moses, your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river of the Euphrates, all of the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so will I be with you. I will never leave nor forsake you. Be strong, be courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to the ancestors. And once again he says, be strong and very courageous. So I just want to let everybody know, we moved in, this is my neighbor, Pastor Benny. We moved in 12 years ago. And day number 2, Julie came over, and I think Julie brought a cake. And a few, yes. Number one in the knee circle. And about a month later, we went over to Pastor Benny. En ek was 'n geruime tyd, was ek al bekeer gewees al. So ek het myself in die boeke gegooi. Ek het 'n bietjie gaan studeer. En ek het studeer op die woord. En jy weet as jy studeer op die woord en so aan, ek kry 'n bietjie hoogmoedigheid. Want jy ken mos nou die woord. Jy het ook nou 'n blaadjie soos een van die manne gesê het, wat jy ook kan wys, maar ek het ook gestudeer. Nietemin, ek gaan toe oor na Pastor toe, en ek kom daar, en ek vra van Pastor, ek sukkel met hierdie en daardie. En hierso, Pastor Benny begin te bid vir my, en ek besef net hoe dat, maar die is my ma en my pa van die huis af. En ek maak my mind en ek maak my hart op, en ek en my vrou gesels daar aan, en ek sê vir my vrou, Jesus, ons is by die huis. 'n paar weke of 'n paar maande later, gaan ons oor na Pastor Benny toe. Ons het 'n vervoer gekoop. So vraag die waar Pastor Benny kan nie vir die kar bid. Daar is niks waarvoor hierdie man nie kan bid nie. Wat ek probeer sê vir julle, daar is niks wat hierdie man nie voor kan dankie sê nie. Daarvoor weet ek, God is saam met hom. Happy birthday, is baie lief vir jou, papa. Amen. Je gaat nog een voice note spelen. Als apostel Benjamin, zijn kinderen aan die kant van de rivers staan. Geestelijke kinderen. Daar die man van de Heer ook gaat saai. En gaat plan. So die voice note gaat nou spelen. Kinderen, hoor maar mooi. Wat die kinderen zeggen over die voice note. Nee? Amen. Christus Pastor Beren is so aan die pad van Robertsdal. Ek is maar hier om vir Pastor Plaatjie sterkte toe te wens met sy inseëning as apostel. Soos wat ek vir Pastor Plaatjies altyd sê, my geestelike oupa. So alle sterkte en alle liefde vanmôre ons bid vir julle. Amen.
Hy man van die Here, ek wil ook dit weer eens vir u bemoedig, vir die inseëning, alle sterkte, mag die Here vir uself hierin sal vat van krag tot krag, sterkte tot sterkte, en man van die Here, u weet, ek is baie trots op u, vir amper 40 jaar wat ek vir u ken, ek moet sê, is iemand wat ek aan regtig baie kan op trots is, as ook die vrou, en ek wil weer eens net attent maak, is die sommer net so nie, is die speelgoed nie, en daar is leier, maar man van die Here, die sterk en volmoed, en alles wat mooi is vorentoe, en vat die werk van die Here, net jy alles in die Here sien. Goeienaand, apostel. Ek wil net vir apostel sê, alle voorspoed en sterkte. Die roeping word nou ten waarde vervul. Dit wat God uiteengesit het vir u, kom nou tot in vervulling. Dis nou die laaste dag. Daar's apostels en daar's apostels. En nou kom die regte apostels na vore. So ek sê apostels, sterkte vir die pad vorentoe. En amen, loop in die beroeping wat die Here op u gesit het. Amen. Amen, goeienaand man van die Here. Sowieso, man van die Here wil ek eerstens vir u geluk sê met die insending van môre. Woord van die Here sê, baie is geroep, maar man is uitverkies. En man van die Here uitverkies, hy wil net vir u bemoedig met die woord wat sê dat wanneer die tyd reg is, sal ek die Here dit vir u doen. So môre is die tyd reg vir u en ons is excited vir die insending. Man van die Here, mag die Here u seën. Amen. Nou het ons gekom na 'n belangrike saak toe. Dat is die woord wat die Here nagelaat het. Vir ons om gesond te word. Jesus moet lees, sing die Here in heaven. Kom sing het. Ons sing die man van God toe, en hy is hy nou reg. Ja. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. There is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak, and I just want to speak the name of Jesus over everybody. Gratify your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Jammer man, jammer, jene. Mijn kop was dan, was vol. Daniel. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Whispered prayers rise up like dawn, a promise freshly given. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Wounds turned into mercy, by hands of love we're fed. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they
which do hunger and thirst after righteousness. They shall be filled. Blessed are the merciful. They shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see. So alles wat jy doen voor die Here. Nie mense sê die Here mens. Hy sê ek voel ek voorspoedig uit.